2008 ek in Montetjie aangekom. Toe was dit nog 'n klein plattelandse dorpie. En ek onthou, selfs oor etenstyd het mense sommer gaan rus en gaan slaap soos 'n siesta. En ja, van daar af het dinge net verder ontwikkel. En die naam was eintlik altyd Kochmans Hoekfarm, maar ek het gevoel die regte naam is Kochman en Keisie, want hierdie is waar die Kochmans Kloof en die Kochmans Berg hierso en die Keisie rivier bymekaar kom en dis waar die twee omtrent trou. Dit was toe seker so 4 jaar van alleen bly. Dat gaste eendag gesien het ook, ja, ek blyk so 'n bietjie alleen en hulle ken 'n meisie, sy's baie oulik, sy's blond en mooi en die beste van alles te hoor ek sy het 'n wurmplaas, toe stel ek onmiddellik belang. En ja, toe het ek en Liana so ontmoet en sy het ook soos handskoene ingepas. Haar droom was ook altyd gewees om op 'n plaas te bly en dit te ervaar. En ja, en so het ons toe vir Anu gekry eventueel en hy's nou 12 en daar 6 jaar later ook vir Lilia, sy's nou 6. Maar saam met dit alles, natuurlik het ons ook geboorte gegee nog aan verskeie ander besighede. My liefde van plante en plantgenesing en die geure van plante is vandat ek 'n klein dogtertjie is. Ek onthou as 'n dogtertjie het ek altyd in die tuin gespeel en dan het ek en my sussie brousels gemaak van jasmijnbloeisels en blommetjies en ons het medisyne gemaak van elke liewe plant. En dit het my nooit verlaat nie. En ek het op die einde gaan landskapargitektuur studeer, en ook antropologie. Ek het klas gegee by Tikkies en by UCT in die verhouding tussen mense en plante en omgewings en landskappe. En in dit het ek baie keer gebestudeer die verhouding tussen mense en plante en genesing. So dit was altyd deel van my lewe. En toe ek op die einde vir Petrus ontmoet en ek word geplant hier so op hierdie grond, toe was dit 'n natuurlike uitvloeisel van alles wat reeds binne my was. En ons is so gelukkig met Montetjie, want Montetjie is al vir eeue is dit bekend as 'n genesingsentrum. So toe ek hier geplant word, toe begin ek dit agterkom maar hierdie plante, daar's iets regtig spesiaal hier. En dit is waar dit begin het. 'n Goeie voorbeeld van hoe my produkontwikkeling proses is, 'n goeie voorbeeld is dan om 'n doelgerigte geur vir 'n besigheid of 'n hotel te maak. 'n Besigheid sal na my toe kom en sê hulle wil graag 'n geur hê wat hulle karakter vasvang, wat hulle dan in hulle ruimtes kan gebruik. My eerste stap sal wees om die landskap te gaan sien. So ek sal gaan en ek sal die landskap gaan bestudeer. Ek sal dit gaan ruik. Op 'n plaas sal ek gaan plante oes, om dan te ekstraheer vir die geur. En dan sal ek ook die storie van die plek, die storie van die mense, die ethos, die karakter, sal ek probeer vasvang. En dan sal ek terugkom met dit en dan sal ek met daardie sal ek dan 'n geurprofiel ontwikkel. As ek kon plante oes, dan sal ek 'n tinktuur maak daarvan en dan sal ek met die tinktuur sal ons dan 'n geur ontwikkel saam met van die note wat dan spesifieke karaktereienskappe dan verteenwoordig en baie keer uitbring, simbolies of selfs met die geur. Net om die tinktuur te ekstraheer vat minimum 2 maande. En dan daarna vat dit vat weer tyd vir die parfuum of die geur om te verouder. So ja, dit kan tot 5 maande vat vir 'n geur om ontwikkel te word in sy volheid. En dan kan dit toegepas word in ander produkte ook nog en dit vat nog tyd. Ja. As mense fyn botanicals gebruik, my hoop en my wens is altyd dat mense kan voel die liefde waarmee ek dit gemaak het. So ek maak nie produkte as ek in 'n slegte by is nie, glad nie. Ek glo absoluut dat my slegte by gaan in daai produkte ingaan. So ek maak net produkte as ek in 'n goeie by is. Ons sing in die werkswinkel baie keer. Ek voel regtig vreugde en dankbaarheid is in die produkte en ek hoop regtig ons kliënte kan dit voel. Dit was 'n mooi simbiosiese verhouding, Kochman Keisie, so bring die mense, dan kom die mense en hulle ervaar dan ook die ander produkte wat ons maak, soos die fyn botanicals produkte en die Growfolk produkte. En Growfolk en fyn het ook 'n baie simbiosiese verhouding, met natuurlike plantsorg aan een kant en dan natuurlike velsorg. En dan het ek ook 'n groot liefde vir erfsaad. Ek versamel al vir baie jare erfsaad, van reg oor die wêreld, die mense pos vir my. En ja, ek het 'n groot versameling en dan my grootste liefde is dan vir tomaties ook. Allerhande kleure, geure, groottes.
Die mag soms lyk soos 'n klein plaasie, maar ek altyd sê hy het 'n windpomp ook. En behalwe vir dit, daar gebeur regtig baie. Daar's altyd iets aan die gang. So soms het ons klein butiek-troues, ander keer het ons etes vir die gemeenskap en die etes is dan van die grond tot die mond. Partykeer het ons selfs ook 'n wynplaas wat by daarmee saampas. En dan anders as dit doen ons ook werkswinkels. En die werkswinkels is uiters interessant. Fine Botanicals werkswinkel is 'n natuurlike velsorgwerkswinkel en ek dan doen ook 'n distillering gedeelte en Liana doen al die res. En dan het Liana ook waar sy ook mense met reuke leer en wat hulle eie produk ook so kan skep. En dan met Grow Folk het ek natuurlik om grond op te bou en grondmikrobes en ook goeders oor organiese boerdery en sovoorts wat ek graag doen en met mense deel. En ja, verder as dit dink ek daar's tog soveel geleenthede en dinge wat ons nog wil uitbrei en veral in terme van die werkswinkels en die kursusse.